Julle, kom ons kom by vandag se boodskap. Ons is besig met hierdie reeks en ons het die eerste deel van hierdie preek al gedoen en ons hierdie reeks noem ons die toets, né? Onthou julle, ons het die eerste week gepraat net oor hoe Dawid gekom het en hy het gepraat oor toetse in hierdie lewe en hy is deur 'n klomp toetse, maar Dawid is nie net iemand wat deur toetse gegaan het nie. Hy is iemand wat gevra het, Here, maar kom toets my. Hy het gebid vir toetse. En dis 'n heeltemal ander gedagte. Hoekom sou Dawid so iets bid? As jy dit gemis het, gaan kyk dit aanlyn. Maar hier is die belangrike gedeelte van hierdie reeks en die groot gedagte is dat wanneer ek en jy iets toets, dan gaan dit deur sekere dinge sodat ek en jy vertroue in dit kan hê. Dit is die groot ding. Toetse bring vertroue. En dis die groot gedagte. Ek en jy loop rond in hierdie lewe en ons wil vertrou in ons karre en ons wil vertrou in ons huweliksmate en ons wil vertrou in 'n produkkie wat jy koop of 'n selfoon of 'n fiets of wat ook al. Ons wil die dinge hê in hierdie lewe wat ons kan vertrou, maar hoe lyk my en jou geloof? Kan God ons geloof vertrou? Kan God my en jou vertrou in hierdie reistog wat hy vir ons beplan het en al hoe ek en jy daar kan kom is deur toetse. So dis waaroor hierdie reeks gaan. Dat ek en jy hierdie toetse wat God op ons pad langs stuur, regtig omhels en regtig begin slaag. So kom ons praat oor vandag se onderwerp. Vandag praat ons oor die toets van moeilike tye. En hulle is daar, né? Hulle is daar. Luister gou saam in Johannes 16 vers 33 waar Jesus praat net oor hierdie een vers wat ons al baie keer gehoor het, maar hier's wat hy sê. Ek sê hierdie dinge vir julle sodat julle in my rus en vrede kan vind. In die wêreld sal julle swaar kry beleef, maar skep moed. Ek het die wêreld reeds oorwin. Dit is een van daai Facebook-verse. 'n Facebook-vers, dit klink so great, jy post hom, maar gaan dink net gou 'n bietjie oor hom. Jesus sê hierso, luister julle, ek sê hierdie dinge vir julle sodat julle vrede en rus kan vind. Okay. Wat is woorde van rus en vrede vir jou? Ek weet nie van jou nie, maar as ek beloftes maak teenoor iemand of 'n wens vir iemand maak, wil ek hulle altyd laat goed voel, né? As ek vrede vir jou lewe wil hê, gaan ek sê, man, mag die Here jou seën en mag hy jou beskerm teen alles en mag die Here net soveel mooi oor jou lewe pad bring. Trouwens, op 'n verjaarsdag, wat is die woorde wat jy hoor as mense jou bel? Ek dink min van ons hoor, luister Pel, hierdie jaar gaan 'n swaar jaar wees vir jou. Maar moenie worry nie, jy gaan okay wees, hou net jou moed sterk. Hallo, ek doen niemand wil daai verjaarsdag wens vat nie, dis soos, hey, vat maar terug vir daai en vir jou, ek wil nie dit hê nie. Maar Jesus kom hier, en hy maak hierdie belofte aan ons, en dit is 'n belofte wat so kontroversieel klink. So iets is wat ons nie wil vat nie, en hy sê, ek beloof vir jou, daar gaan moeilike tye wees. Maar hier's my gedagte van rus en vrede. Daar gaan moeilike tye wees, maar hou moed, ek het die wêreld daarom reeds oorwin. Okay, Here, wat se moeilike tye lê voor? Okay, Here, wat se uitdagings is daar? Okay, Here, maar as U nou vir my sê iets oorwin, wat moet ek doen? Gee die oplossing vir my. Gee die praktiese stappe vir my. As daar moeilike tye finansies is, okay, Here, net vir my om te sê, hou moed, iets oorwin. Help my nie om my finansies beter te bestuur nie. Here, gee my die oplossing. Huweliksprobleme, Here, gee my die oplossing. Here, as daar goed in my gemoed is wat nie lekker is nie, gee my die oplossing. As daar depressie is, gee my oplossing. Hierdie boodskap wat Jesus bring, klink nie soos rus en vrede nie, né? Dit klink nie soos, okay, Here, nou voel ons goed daaroor nie. Dit bring vrae. Dit bring, okay, Here, maar as U sê moeilike tye, wat doen ons met dit? Want as U net vir ons sê, hou moed, dit voel nie genoeg wat U sê nie. En ek daag jou uit. Volgende keer as jou man of vrou verjaar, smile net so veel en sê, hierdie jaar gaan moeilik vir jou wees. En kyk net wat doen dit aan hulle. Dis nie 'n positiewe boodskap nie. Dit maak hulle nie opgewonde oor die jaar nie. Dit laat hulle klaar voel, wow, jy's wel klaar 'n bietjie moeilik nou, wat nou? Wat gaan nou aanvang? Hier kom Jesus, die God van die heelal. En hy praat so met ons. En hy sê nie alles gaan mooi gaan en jou paai gaan gelyk wees en is net planne van voorspoed, al daai goed wat ons wil hoor nie. Hy kom en sê, moeilike tye gaan jy kry, swaar kry, gaan jy kry. Maar hou moed. En hoekom hierdie boodskap vir ons moeilik is juis want ons leef in die kultuur wat dit nooit sê nie. As ons beloftes maak aan mense, of mense wil seën, of mense wil voorberei in iets, is ons woorde altyd van positiwiteit en probleemloos. Mag hierdie jaar die Here jou so kom seën, dat jy nie eens weet wat om te voel oor al die seën nie. Ja man,
Daai ek wil hom hê. Daai klink vir my reg. Mag die Here al jou wense laat kom waar word. Ja, dit voel vir my goed. Mag alles wat die Here vir jou beloof, ja en amen wees in hierdie jaar. Broer, nou preek jy. Ek vat dit alles. En ons waarheid in al daai. Maar wat as die Here sê, maar op pad na daai toe, is daar swaar kry. Op pad na daai toe, kom die toets van moeilike tye. En omdat ek en jy leef in 'n tyd van net positiwiteit en probleemloos, sukkel ons met wanneer dit moeilik gaan met ons. Ons sukkel soveel keer dan meer as ons koerant lees en ons maak dit oop en ons sien slegte dinge gebeur met goeie mense, dan raak ons kwaad. En ons rig vra na die Here toe en selfs in ons eie lewe sal ons Here maar vra, maar Here, hoekom? Wat het ek verkeerd gedoen? En die Here staan dalk daar en hy sê, jy het niks verkeerd gedoen nie. Hierdie is nie 'n straf op jou lewe nie. Hierdie is om jou te kry by die prentjie wat ek wil hê vir jou lewe. Hierdie is die plek, die reis na rus en vrede. So wat doen ek en jy met moeilike tye? Wat verwag God moet ek en jy doen sodat ons by daai plek kan uitkom, sodat ons die swaar kry reg kan deursien en nie in die middel van die swaar kry goed dink en verdrink in wat ook al ons voel nie. Hoe kry ons dit reg? Hoe slaag ons daai toets? En hier is my woorde aan ons vandag. Onder die klip en groei uit jou dop. Kyk, ek het geweet niemand gaan nou uit hulle stoel uitspring oor daai nie, maar onder die klip en groei uit jou dop. Kom ek begin by die tweede gedeelte van daai stelling. Groei uit jou dop. Nou, hierdie is 'n prentjie van 'n kreef basies. As 'n kreef groei, dan ek weet nie of julle dit weet nie, maar 'n kreef is eintlik net so 'n mushy dier. As jy sy exoskelet sal afhaal, lyk dit net soos 'n tipe slak. Hy's net so mushy, okay? Hy's lekker, jy kan hom 'n oestertjie sluk hom heel, hy's lekker. Maar dis 'n grappie julle. Maar as hierdie kreef groei, dan is hierdie exoskelet wat nou al hard geword het, te hard vir hom. So hy kan nie groei nie. So wat dan gebeur is, hierdie kreef sluk soveel as moontlik water, en dan as hy die water gesluk het, dan breek sy exoskelet so 'n bietjie oop. En sodra daar al kraak is en 'n breek is, dan wurm hy homself daar uit, en dan groei hy 'n nuwe exoskelet buite op. Hulle noem hierdie proses molting. So dan molt hy nou. En as hy dop nou groot genoeg is, en terwyl hy groei, het hy soveel as moontlik water nog steeds in, sodat hy nou lekker vet is, dat die dop groter is as sy lyf. En as die dop hard genoeg is, dan beweeg hy weer waar dit veilig, of waar hy kan nou sy dop uitbeweeg uit die klip uit, so dis nou weer hard, hy's beskerm, tot daai dop nou weer te klein is, dan gaan hy weer deur dieselfde proses. Deur dieselfde proses. Maar wat interessant is, die ouens wat nou al 'n video geneem het en kyk na hierdie kreef wat uit daai dop uitkom, dit lyk nie lekker nie. Hier's 'n oog wat hier uitkom, poep, en hier druk hier sy middellyf uit, en dis 'n nare proses. Dit lyk gross. Maar dit is wat nodig is vir hom om daar uit te kom. Dit is wat nodig is vir hom om te groei. Dit is wat nodig is vir hom om die lewe te leef wat hy gemaak is om te leef. En hier's ons probleem as dit kom by swaar kry tye. Ons hou nie van daai exoskelet breek en uit die dop uitkom en jy voel alles is ongemaklik en jy voel goed druk in jou lewe en jy voel goed is net so onderste bo en jy voel goed is net te veel. Ons haat die ongemak seisoen. Ons haat dit soveel dat ons dink dis van die duiwel af. As ongemak ons tref, dan is ons eerste reaksie, nee, iets is fout. Nee, iets is reg. Groei is nog nooit gemaklik nie, nog nooit. Ons het al lankal van groeipyne vergeet, maar die van julle wat al kleiner kinders het en kinders groei, hulle kry pyne soos hulle groei, in hulle bene. Die van julle wat spiere wil groei en jy's in die gym, jy weet wanneer jy daai spiere skeer, dis nie 'n lekker gevoel nie. Dis deel van groei. Maar in die gees, ons dink groei moet sag en salig wees en rus en vrede soos Jesus daaroor praat. Nee. Groei kom deur ongemak. En hier is die ding wat God van ons vra. As ek en jy deur swaar kry tye gaan, is dit God wat vir ons vra, maar klim uit jou dop uit. Dis tyd om hierdie ding wat jy glo in jou lewe, of 'n wêreldsbeskouing wat jy het, of 'n manier hoe jy lewe hanteer, of 'n verhouding hanteer, of die manier hoe jy dink, die manier hoe jy praat, dis om uit daai dop uit te kom en 'n nuwe manier te dink.
'n nuwe manier te jou kinders te hanteer, 'n nuwe seisoen by jou werk, 'n nuwe seisoen in jou lewe. Jy kan nie in die dop van oud bly nie. En hier's wat ek en jy doen. As ons ongemaklik voel in ons lyf voel siek, hardloop ons dokter toe en die dokter gee ons 'n inspuiting of 'n lekker pilletjie, ons drink hom, ons voel beter, ons gaan aan. Ek dink baie van ons doen dit in die gees. Waar ons in 'n seisoen van ongemakkie binne ingaan, en ons hardloop net na die dokter toe, of na 'n versie toe, of na 'n pastoor toe, en bid net vir my oor, en die Here moet dit net uitsorteer, dat daai gevoel net weggaan. En dan voel ons is geestelik weer gesond, as die gevoel net weg is. Maar eintlik kyk God na ons en sê, maar dit was 'n seisoen van groei. Dit was 'n seisoen van klim uit jou dop uit. Nou, kom ek vat ons na 'n radikale prentjie toe, as dit kom by klim uit jou dop uit. En dit gaan oor Paulus. Paulus was iemand wat hierdie reg gekry het. Nou hoor mooi, ons kyk na Paulus as een van ons geloofshelde. Hy's iemand wat 2/3 van die Nuwe Testament geskryf het. Hierdie ou het kerke gaan stig, soos nie een van die ander disippels wat Jesus gehad het nie. God het hom in 'n drastiese manier gebruik, soos geen ander in sy tyd nie. Paulus is nie net sommer iemand nie. Hy is iemand wat aan die ander kant gekom het en God se plan vir sy lewe gesien het. Soveel so, dat selfs in ons tyd beskou ons hom as iemand wat die naaste aan God al ooit was. Want hy het God so geken en gevolg. En hier's wat hy een keer skryf, in 1 Korintiërs. Hoor wat sê hy? As ons dus swaar kry, is dit ter wille van julle bemoediging en verlossing. Want as ons God se bystand beleef, is dit sodat ons julle weer kan bemoedig. So kan julle met volharding die ontberings trotseer wat ons ook moet deurstaan. Hoor wat skryf hy? En ons verwagting wat julle betref, staan op stewige bene. Ons weet dat net soos julle deel het aan die ontberings, julle ook so deel het aan die bemoediging. Ons wil nie hê dat julle broers en susters oningelig moet wees oor ons swaar kry in die provinsie Asië nie. Groot woorde. Julle moet weet van ons swaar kry, in ander woorde. En hier's die swaar kry. Om die waarheid te sê, ons is ver bo ons kragte belas, met die gevolg dat ons selfs moed verloor het om te bly lewe. Dit het eintlik vir ons gevoel of ons die doodsvonnis ontvang het, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op die God wat die dooies opwek. Dit is hy wat ons van so groot doodsgevaar gered het en ons weer sal red. Hy is ons verwagting, hy sal ons altyd weer red. Hier kom Paulus, ons geloofsheld. Iemand wat al die moeilikste probleme al deurgesien het, en hy skryf woorde soos die volgende, hy sê, julle, ons is getoets deur swaar kry wat so ver bo ons kragte was. Ons het gevoel, ons gaan nie hierheen kan deurmaak nie. Soveel so dat hy sê, maar ons het ons moed verloor vir hierdie lewe. Ok, kom ek al na die Bybel vir ons daar uit, net plain Afrikaans. Paulus sê, hy is so ewig getoets, hy voel, hy wil nie meer leef nie. Die ou wat die Bybel geskryf het, 2/3 daarvan, sê, my moed is so plat, ek sien nie meer kans nie. Was jy al daar? Was jy al daar? Waar jy deur so moeilike tyd gegaan het. Maak nie saak wat jy voel nie, maak nie saak waar jy gaan nie, maak nie saak wat in jou lewe gaan, alles voel net way te veel. Die swaar kry is ver bo jou kragte. En jy kan nie uitmaak van vorentoe of links of regs of waar jy en wat se kant, die toets is daar. En weet jy wat's amazing van Paulus? Hy doen die teenoorgestelde wat ek 10-1 sou doen, en dalk ek en jy, as ons dalk saam praat vandag. Want jy sien, Paulus, terwyl hy deur al hierdie moeilikheid gaan, deur al hierdie swaar kry gaan, sê hy, maar julle, ek skryf vir die brief, sodat julle moet weet waardeur ons gaan. Dit vang my. Want jy sien, in swaar kry, doen ek baie keer die teenoorgestelde. Toe Paulus deur swaar kry gaan, deur 'n exoskelet wat kraak, en hy weet nie hoe om uit te kom, en dit is so ongemaklik vir hom, soveel so dat hy sy moed verloor het, totaal en al. In daai oomblik daar, klim hy nie in sy dop nie. In daai oomblik daar, raak hy nie so vol trots, en trek terug nie. Gaan isoleer nie. Voel jammer vir homself nie, raak kwaad nie. Hy doen die teenoorgestelde. Ek en jy baie keer, of dalk net ek, maar ek klim nie onder die klip en groei my dop nie, ek klim terug in my dop, en ek word so hard soos klip. Dis baie keer wat gebeur. En dit is wat swaar kry, juis vir my en vir jou bring, die versoeking van terugtrek. Die versoeking van, ag, dit gaan so moeilik met my, maar ek sal dit deursteen. En dan kan 'n man in sy bakkie, selfs
op pad werk toe 'n draai gaan ry en eers sy oë gaan uithuil, sy hart gaan uithuil. Voor hy op pad huis toe is, of voor hy op pad werk toe is, of voor hy sy verrigtinge nakom. Want hy is so gebreek, maar die wêreld weet nie eens daarvan nie. Hy reik nie uit nie, hy praat nie, hy's geïsoleerd, hy's eenkant. En dis baie keer ons probleem. Ons gaan deur dinge. En God sê, okay, hier's die dop wat kraak. Jou toets is dalk, maak oop, praat met iemand. Hê verhouding met iemand. Bid, vra dat iemand vir jou sal gaan bid. Vra dat iemand saam met jou sal intree, of jou net verduidelik, waar is God in hierdie prentjie? Nee, ek is okay, as mense vra met jou, ja, dit gaan maar moeilik, maar ek is okay. En selfs wanneer ons instap by hierdie kerkgebou, is dat ja, nee, die Here sal my help. En ons bluf onsself. Al wat ons doen is, ons klim terug in ons dop, en ons word so hard soos klip. Jy begin niks meer voel nie. Jy's koud. Jy's stomp. Die mense om jou voel dit, maar jou woorde is ek's okay. Hoor my hart. Paulus kom hier. En hy sê dis nie nou tyd vir selfbejammering nie. Ek het genoeg rede, my moed is laag. Ek kan nou net stil bly en sê Here kom haal my. Hy kan, maar hy doen nie. Hy sê Here, dis nou tyd om uit te reik. Paulus kon in vrees verkrimp het. Hy sê nee, is nie tyd vir vrees nie, hierdie is tyd vir vertroue in die Here. Hy doen die teenoorgestelde as wat hy voel. Hy het gevoel sy lewe is verby, daai versie. Hy het gevoel of alles net te veel is. Hier's wat ek en jy moet doen en wanneer ons die dop breek seisoene. Doen net die teenoorgestelde as wat jy voel. Doen die teenoorgestelde. Jou gevoel gaan nie saamwerk nie. En dalk moet ek net oor die godsdienstige praat. Partykeer kan ons die dinge in ons hart met godsdiens kom toemaak. En ons skryp in die dop van godsdiens weg. En ons sal self sê, maar ek sal met die Here gaan praat daaroor. Ek sal die Here raadpleeg hieroor. En dit klink goed en dit is reg, gaan praat altyd met die Here. Maar baie mense doen dit so dat hulle self uiteindelik isoleer van alles en almal. Die Here werk deur sy mense. Die Here werk deur sy kerk, deur sy liggaam. Ons kan nie onsself isoleer nie. Nou hier's my vraag aan jou, deur 'n moeilike tyd, wat is jou eerste gevoel? Selfbejaring? Kwaad? Sorteer my probleme self uit? Ek moet deur hierdie ding stoei? Doen nie teenoorgestelde. Gee beheer oor. Vertrou God meer. Hou op kla, sit woorde van lof in jou mond. Doen die teenoorgestelde, in plaas van verkrimp en jou swaar kry, begin onthou hoe getrou God al was en jou deur dinge gekry het en eer hom net met die bietjie wat jy kan uit jou mond uitkry en jou hart uitkry. In plaas van om te sê hoe die lewe verbygaan en alles net te swaar is, lig jou gemoed en sê dalk soos Paulus, maar dalk gaan ek deur hierdie sodat iemand anders bemoedig gaan word. Kom ek praat net met iemand. En Paulus in die middel van sy swaar kry, in die middel van hy kyk dood in die oë, julle, so swaar is dit. Skryf hy 'n brief om 'n kerk te bemoedig. Dalk in ons swaar kry moet ons net ons papiere optel en 'n brief skryf vir iemand en sê ek hoop dit seën jou. Doen die teenoorgestelde. En ons dalk iemand, en dalk is hulle nie hier vandag nie, dalk moet ek met die kamera 'n bietjie praat. Maar dalk is daar iemand wat nog lê in die bed. En jy's al vir jare geïsoleer, jy's al vir maande of 'n week of 'n dag geïsoleer. En jy het al seer gekry en jy vermy mense en jy sis jouself deur aanlyn preke. Hoor my mooi. Klim uit jou dop uit. Groei seisoene is nie gemaak dat ons in ons doppe moet veilig voel nie. Dit is gemaak dat ons moet groei. Doen die teenoorgestelde as wat jy voel. Anders, jy gaan so hard soos klip word. Jy gaan naïef word. En jy gaan op 'n plek kom waar jy net vra, maar Here, niks wat ek doen werk nie. Here, ek bid, ek lees my Bybel, Here, ek kom op al hierdie plekke, maar dit voel net of jy my nooit seën nie. En dit gaan vir ewig vir jou voel. Dit wat jy lees in die Bybel en dit wie God is, heeltemal twee verskillende goed is. Dit gaan voel hy beloof 'n ding, maar hy beloftes is nooit vir jou nie. Jy gaan daai begin voel. As jy nie uit jou dop uitklim nie. Maak seker in die tye van swaar kry, jy groei uit jou dop. Doen wat jy voel, dit is nie jy nie, want dis wat God vir jou vra om te doen. Moenie doen wat jou gevoel vir jou sê nie, maar kom ons praat oor die tweede of die eerste deel wat ek in tweede noem. Nie net klim met jou dop uit nie, maar gaan onder die klip. Wat 'n kreef sal doen is, voor hy enige dop sal afskud, sal hy onder 'n klip eers gaan. Vir veiligheid. Wat help dit hy skud sy dop af in die middel van nêrens?
En nou is hy net so maklik om te vang. Hy het geen beskerming nie. So wat hy sal doen, die kreef sal 'n klip soek waar dit baie klein is en daar nie regtig 'n haai of 'n ding kan inkom wat hom kan eet nie. En hy sal daar sy dop gaan afskud en daar die hele proses deurgaan tot hy sy gemaksone weer gevind het en hy weer vertroue het en hy weet sy dop is hard genoeg en sal hy uitbeweeg. En hierdie is so waar vir elkeen van ons deur 'n moeilike tyd. Jou eerste reaksie moet nooit wees klim met jou dop uit nie. Hoor mooi. Jou eerste reaksie moet nooit wees, okay, kom ons los die probleem op hê. Jou eerste reaksie moet nooit wees, okay, maar kom ons kyk net na die pad vorentoe nie. Ag, maar wat in die verlede is die verlede. Ons hou ons oë vorentoe, ons gaan en ons het ons versies en ons het nee. Stap nommer 1 van groeiseisoene, van moeilike seisoene is klim net onder die klip in. En dis die Here, julle. Dis die teenwoordigheid van die God. Waar kan jy weer in sy teenwoordigheid ingaan en jy soek God asof jy hom nou nodig het. En ek praat nie van 'n mooi gebed nie. Ek praat nie van rustig soek nie. Ek sê jy posisioneer jou hele lewe in daai oomblik om meer van God te kry. Ek sal nooit vergeet wat Joyce Meyer jare terug gesê het nie. Sy het gesê, en ek was nog 'n tiener toe ek hierdie hoor, en het so by my gebly. En sy het gesê, in my life, I always have a certain time of prayer, time with God. But when times get tough, I at least double that time with God. En dit het my so getref. Want wat is daai woorde? Dis onder die klip woorde. Wanneer lewe moeilik raak, wanneer dinge rof raak, wanneer die toets van moeilike tye kom, onder die klip in. En hier's wat ek en jy baie keer doen. Ja, daar's 'n toets. Ons gaan kerk toe, ons bid, die Here sal ons beskerm, ons het ons woorde wat ons sê. Maar ons Bybels word nie oopgemaak nie. Ons soek nie meer die Here nie. Ons bly in kerkpolitiek en ons praat oor allerlei godsdienstige versies en ons bly by ouer boeke lees en ons bly onsself voer met Christelike inligting. Ek praat nie oor inligting nie. Ek praat met belewenis van God waar jy gaan sit op jou sitkamer se mat en jy sê, Here, ek het nodig om van U te hoor. En jy soek en jy klop soos wat Jesus gesê het, die wat klop sal vir oopgemaak word, die wat vra en aanhou vra, hulle sal vind. Die wat soek en aanhou soek, hulle sal God beantwoord. Dit is die plek waar jy moet kom. 'n Drastiese soektog na die Here. Want dit is dalk hoekom God ons deur moeilike tye stuur, is sodat ons die klip opnuut weer kan ontdek, julle. En ons niks soos moeilike tye. Daar's niks soos moeilike tye wat jou verhouding met God kan verfris nie. Dis of een van die versies of stellings wat niemand op jou wil sê nie. Kom maar julle. Daar's niks soos moeilike tye wat jou verhouding met God kan verfris nie. Want ons sukkel om onsself te druk na die Here toe. Maar laat lewe dit doen, dan hardloop ons. Laat swaar kry kom, dan hardloop ons. Maar hier's van ons wie se eerste reaksie nie dit is nie. Ons hardloop om die kampvleis vure en praat daar. Ons belle pel. Ons sien daai mense, ons doen dit voor die dop afskud. Klim onder die klip en Dawid was deur hierdie. Dawid was 'n ou wat geweet het hoe werk hierdie beginsel. In Psalm 91, baie bekende gedeelte. Hier's wat hy sê. Hy wat woon in die skuilplek, in die klip in ander woorde, hy wat woon, nie net 'n kuier nie, hy wat woon in die skuilplek van die Allerhoogste, sal rus in die skadu van die Almagtige. Ek sal sê vir die Here, U is my toevlug, U is my vesting, die God op wie ek vertrou. Nie 'n taal van gevoel nie, 'n taal van vertroue. Verseker sal hy jou red uit die struik van die voëlvanger en van die plaag wat vernietig. Hy sal jou oortrek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou sal jou beskerm soos 'n skild. Dawid het die klip geken. Hy was deur swaar kry. En daar was een plek waar sy hart rus kon vind, net een plek. En dit was by die Here. En as daar swaar kry gekom het, het hy geweet om daar te gaan woon. Daar te gaan bid, daar te gaan soek, daar te gaan aanbid, daar jouself te oorweldig en te sê, Here, ek het U nodig. Ek wil jou vra, wil jou uitnooi. Ken die skuilplek van God so goed soos Dawid. Maak dit jou eerste reaksie as dinge kom. Nie om te ontvlug van goed af nie,
maar moet jy weet, daar's net by een by wie jy regtig beskerming vind. Daar's net by een by wie jy rus kan vind. Daar's net by een wat vir jou antwoorde kan gee. Daar's net een wat in jou hart in kan praat. Daar's net een wat jou hart kan sag maak. Daar's net een wat die wysheid het om vir jou te sê wat nodig is dat jy moet gaan doen wat ook al jy moet doen. Want hierdie probleem is te groot vir menslike wysheid. Hierdie swaar kry gaan nie opgelos word deur 'n versie nie. Jy het inspraak van God af nodig. En dan was daar een ding wat Dawid hier gesê het, wat my so gevang het. Hy sê in daai laaste versie, God sal jou oordek met sy vlerke, né? Onder sy vleuels sal jy skuil, sy trou sal jou beskerm soos 'n skild. En soos ek hierdie woorde hoor, in die week sien ek 'n video van 'n arend. En ons kan gou daai video kyk, en is 'n arend wat vasgevang is in 'n sneeustorm. En hierdie kamera kyk so na die arend en dit lyk nie baie lekker weer, kyk hoe waai die sneeu, hy is toe in sneeu. Koud. Eventueel moet jy seker maar wakker word in die koue en moeilike tye in lewe, maar wat my toe vang, is ek sien 'n prentjie van Psalm 91 net daar. Hy oortrek ons met sy vlerke. En hierdie kykens wat daaronder is, hulle het nie idee van die sneeu nie. Hulle het nie idee van die swaar kry nie. Hulle het nie idee van wat hulle om aangaan nie. Hierdie arend, die pa wie maar ek weet nie, ken nie my voel so goed nie. Hulle ken die storm. Psalm 91. Hy oortrek ons met sy vlerke, maar hier's wat my toe tref. Hier's wat my toe huis toe slaan. Is dat in die tye waar ons gaan skuil by die Here en hy trek sy vlerke oor ons, dit klink amazing. Ja, jy voel warm en jy voel beskut, maar hoor mooi, jy sien nie 'n ding nie. Dis pikdonker onder daai arend. Pikdonker. Jy's beskermd, maar jy sien niks. Jy weet van niks. En dis wat my in jou gooi. Wanneer 'n swaar kry kom, die eerste ding wat ons wil doen is ons wil sien. Here, wys my die uitweg. Here, wys my die pad. Here, wys my waarheen. Die Here sê dis nou tyd vir die klip, dis nou tyd vir die vlerke. Jy moet net beskerm word. Jy gaan niks sien nie. Niks sien nie. Dalk is die duister 'n teken van God wat jou toevou. Dis nie die duiwel wat jou oorweldig is, nie die Here wat jou verlaat het nie. Dis die arendsvlerke wat jou beskerm. So wanneer ons kom op die plek van onder die klip, is ons woorde net eenvoudig soos Dawid se, die hart van Dawid se, die hart van Paulus se. Here, okay, stap nommer 1 onder die klip. Here, ek weet nie wat gaan gebeur nie. Ek weet nie waarheen om te gaan nie. Ek het nie die plan nie. Ek sien niks. Ek weet nie hoe nie, maar ek weet wie sal. Ek weet wie sal. En dis ons woorde. My vertroue is in die Here. Ek skuil by U. Ek sien nie die oplossing nie, ek het nie die oplossing nie, ek weet niks. Raak okay met nie weet nie. Raak gemaklik met nie weet nie. Vertroue en gemaklikheid gaan nie saam nie. Wanneer ons die Here vertrou, is dit blindelings. Want hy oordek ons en ons duisternis. So daar waar jy is, ek wil vra dat jy jou oë sal sluit. Jesus het vir ons gesê, jy gaan swaar kry beleef. Jy gaan. Hy het nie gesê van julle nie, almal. Julle gaan swaar kry beleef. Sy belofte is nie om swaar kry te vernietig, te verwyder. Dis nie dat jy nooit deur hierdie goed sal gaan nie. Maar sy belofte is, jy kan moed hou, want daar is 'n arend. Daar is 'n klip. Daar is 'n skuilplek. Jy kan beskerming vind. En jy gaan nie weet wat om te dink, jy gaan nie die oplossing sê nie. Maar weer eens, die Here vra, glo jy dit? Kan jy my so vertrou? Kan jy by my kom sit en my kom soek
my kom beleef en jou krag by my kom kry, jou moed by my kom kry, jou antwoorde by my kom vind. Kom skuil by my. Nie in jou intellek nie, nie in die kennis wat jy het oor die wêreld en die sisteme nie. Nie oor hoe goed jy is met mense nie. Skuil by my. Here, U is ons toevlug. Here, by U vind ons krag. Here, by U is dit die naam bo alle name, selfs die naam bo die storms, deur die swaar kry. En Here, daarom bid ek vir elkeen van ons, dat ons hierdie begeerte het, hierdie passie het, hierdie visie het, van ons skuil by die Here. Beskerming by die Here. Toevlug by die Here. Hy is eerste. Dis nie my man nie, dis nie my vrou nie, dis nie my werk nie, dis nie my geld nie, dis nie my kinders nie, dis nie hierdie land nie. Die Here is my toevlug. En Hemelse Vader, ek bid dan daar ook saam, Here, dat wanneer ons onder daai klip is, en ons doppe begin groei, en die duisternis is daar, en die ongemak is daar, dat ons sal maak soos Paulus. Dat ons nie ons gevoel sal vertrou daar nie, Here. Ons gevoelens is die beste manipuleerders onder die son. Hulle sal vir ons die leuns van die duiwel vertel, en hulle sal so waar voel. Maar Here, ek bid, dat ons uit ons doppe uit sal klim. Daar waar voel waar ons net moet beheer, dat ons nederig sal word. Daar waar ons voel ons moet die sê hê, dat ons net IDC sal gee. Daar waar ons voel ons moet net stil bly en nie ons probleme ander mense se probleme maak nie, dat ons uit die dop uit sal klim en sal begin praat met mense. Daar waar ons voel, maar kan iemand anders my nie net raak sien nie, dat ons sal rondloop en uit die dop uit sal klim en ander mense begin raak sien. Daar waar ons voel, maar Here, ek het dinge nodig, dat ons sal rondloop en dinge doen vir wat ander mense nodig het. Mag ons uit ons doppe uit klim. Dalk is dit tyd om te praat. Dalk is dit tyd om te vergewe. Dalk is dit tyd om jouself bejammering af te skud. Dalk is dit tyd om ophou te glo jy is 'n slagoffer. Dalk is dit tyd om te glo dat God sy rug op jou gedraai het, of dat lewe net goed is vir sekere mense. Dalk is dit tyd om 'n paar leuns en vrese af te skud. Dalk is dit tyd om uit jou dop uit te kom. Dalk is dit tyd om 'n verhouding te gaan versoen. Dalk is dit tyd om jammer te gaan sê. Dalk is dit tyd net om te glimlag. Geniet dit net. Klim uit jou dop. So Here, dankie. Dankie Here dat ons hierdie uitnodigings kan hê. En as ons hierdie twee goed reg kry, Here, onder die klip, klim met die dop, Here, dan sal ons die heerlikheid sien wat U beloof. Ons sal die mens wees wat U droom, Here. Ons sal die belofte sien waar kom wat U vir ons gesê het. So Here, dankie dat U nie lieg nie. Hemelse Vader, hou ons naby. Hou ons vol. En meer as dit, Here, ek bid dat ons geloof sal sterk wees. In 'n tye van moeilikheid is geloof alles. Om U te kan vertrou al sien ons nie. So dankie daarvoor, Here. In Jesus se naam bid ons dit. Ons almal sê saam. Amen.